Ons lees vanmôre uit Genesis hoofstuk 12, baie bekende gedeelte. Genesis hoofstuk 12, ons gaan net die eerste 4 verse met mekaar saamleef. Genesis 12, die roeping van Abraham. Sy trek na Kanaan toe vanuit Egipte. Sy roeping in Ur, daar in die land van die Galdeërs. Ek wil nou wonder of wie van u gaan nou daai plek herken, daai see herken. Is daar iemand dalk nou hier wat die see of die plek by die see wat iets daarvan ken of weet? As ek dalk nou die naam van die see sê, dan gaan daar dalk nou iemand wees wat dit dan nou herken. Is Yam Hamela. Nog nie? Niemand nie wat 'n klokkie lui nie? Die Hebreëus sal dit nou vir u help. Yam Hamala. Nog nie. So ek weet nou nie, ek dink amper daar was van u wat daar was op 'n stadium. Ja, dis julle skaam om te sê. Julle kan nie onthou nie. Ek dink julle daar geswem. Ja, die dooie see. Nee, dit is nie branderskuim wat hier op die kant is nie. Dis sout neerslag wat daar op die kant van die see gekristalliseer het. So dit is nogal 'n ernstige souterige storie daarin. Dit is die dooie see is die laagste plek op aarde. En dit is 430 meter, nie ver van 'n halwe kilometer af nie. Is dit onder die seevlak. Nou nie sy eie seevlak nie. Die Groot See se vlak dis 430,5 meter onder seevlak, die laagste punt op aarde, en dit is 9,6 keer souter as die see, en dit is hoekom ouens wat nou daar probeer duik nie baie suksesvol is nie, en nou nie eintlik onder die water kan inkom nie. En die groot rede daarvoor hoekom dit so souterige storie is dat daar's geen uitloop nie. So al die water wat inloop daar, wat verdamp, laat natuurlik nou die sout agter. So hy word maar souter, soos wat die tyd aanstap met al die sout wat nou, die water wat daar verdamp. En die groot rede is, daar is nie uitvloei nie. Die water wat inloop is vars water uit die Jordaan uit. En selfs onder die dooie see, is daar fonteine wat in die see opborrel. Daai water wat in die see opborrel is ook vars water. Maar dit maak op geen manier eintlik 'n indruk op die see nie. Hy is nie bewus daarvan dat iemand nou probeer om iets anders te doen aan sy southeid nie. Hy bly dan nou maar net sout. Ek het nou nie al die ander fynere detail wat sommige van u sal verstaan en die meeste van ons en ek ook nie verstaan nie. Kom ons raak stil voor die Here. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid hier in die kerk, wat ons assosieer met ons lof en ons aanbidding aan U, wat ons assosieer as die plek waar U heel dikwels met ons praat, op een of ander manier ons lewens aanraak. Ja, Here, baie keer kom ons maar en ons gaan weer en daar gebeur eintlik niks en ons hoor op 'n manier eintlik ook niks nie. Maar dan is daar oomblikke waar U tog vir ons aanraak, en wanneer ons hiernatoe kom, dan is daar ook die verwagting in ons harte dat U op 'n manier ons sal aanraak. En dit is dan ook ons gebed vanmôre, dat deur U genade U ook dan vanmôre vir ons sal aanraak met U woord en met U gees. En Here, dat iets van U woord en die waarheid van U woord saam met ons vanmôre by daardie deure sal uitgaan. Ja,
as dit U wil mag wees, dat selfs ons lewe daardeur verander sal wees, en dat ons weer 'n keer op 'n nuwe manier die ervaring mag hê, dat die lewe weer vir ons nuut is, dat daar 'n nuwe verstaan is, van waaroor alles uiteindelik gaan. Hoor ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou vergewe my, ek het nou U gewaarsku van sentimentaliteit, dat ek nou vanmôre net uit die Bybel lees, waarmee ek 41 jaar terug begin het in die bediening en vanuit gepreek het, van Virginia Saaiplaas se kansel af, die ou vertaling, Genesis 12, vers 1 tot 4. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën. Ek sal hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Die laaste gedeelte van die 3de vers, die belofte aan Abraham, en in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Nou, broers en susters, die vraag wat ek graag net vanmôre vra, dat U opnuut weer vir 'n oomblik saam met my sal stilstaan by, is die vraag, wat is die kerk? Ons is deel van die kerk, ons behoort aan die kerk, en ons praat ook redelik maklik oor die kerk, en ons praat maklik daaroor dat ons aan die NG Kerk behoort, en dat ons NG Kerk lidmate is, en partykeer raak ons nou nogal heel wat driftig daaroor, oor die feit dat ons aan die NG Kerk behoort, en kan ons onsself ook verdedig vir die redes waarom ons aan die NG Kerk behoort. Maar die vraag is, wat is die kerk eintlik regtig? Nou, ons belydenis as NG Kerk van die kerk is dat die kerk mense is. Die kerk is mense. En baie keer word dit natuurlik nou verkeerd verstaan, en dit was maar in my gedagtes ook gewees aan die begin, wanneer 'n mens dink dat die kerk is eintlik die dominee en die kerkraad, min of meer. Want as ons op enige manier bietjie ongelukkig voel met dit wat in die gemeente gebeur, dan praat ons oor die kerk. Ek het nou baie onlangs 'n vriend van my in Kimberley wat die boodskap het deurgestuur het. Nou ek het nog nie lekker agter die kap van die byl gekom wat die redes rondom dit is nie. En hy het op die groepie wat ons saam is by en wat ons dinge met mekaar deel, het hy laat weet dat die NG Kerk vir hom te kenne gegee het dat hy nie meer geskik is vir die amp as ouderling nie. En dat hulle hom uit die amp van ouderling onthef het. Die NG Kerk het dit gedoen. So dis die prentjie in die kop. Die NG Kerk is soort van die klomp leiers, die ouens wat besluite neem by die vergaderings. Dis die synode en dis die kerkraad. Hulle is die NG Kerk. Nou, een van die ouens op die groep reageer toe vir hom en sê vir hom, maar sê maar sy naam is Johan. Johan, dis nie die NG Kerk nie. Dis 'n predikant en dis 'n kerkraad wat op een of ander rede teen jou opgetree het en jou dan as dit ware uit jou amp van ouderling ontslaan het. Maar dis hoe ons is. Ons dink aan die kerk as dis daar ergens waar die leiers is. Dis ergens rondom die kerkgebou. Daar's die kerk. En ons praat dan ook so en sê ons gaan Sondag, ons gaan kerk toe. So asof dit wat nou hier gebeur, dis kerk. En dit wat daar buite gebeur, is dan nou nie kerk nie. Maar ons belydenisskrifte sê ons dat die kerk is mense wat deur God geroep en versamel is op grond van die soendood van sy seun Jesus Christus. So uiteindelik is die kerk elke individu wat in 'n verhouding staan met die Here Jesus Christus, die woord wat mens geword het, die lig wat na die wêreld toegekom het. Elkeen wat in 'n verhouding met hom staan, is kerk.
So, wat vanmôre hier gebeur is dat die kerk is in die kerkgebou. Hierdie is net 'n gebou. Dis niks meer nie. As die banke kon plat slaan, sou ons Saterdag aand hier kon dans. En dan Sondag hier kerk hou. Want soos ons nou sê, ons hou kerk. Maar ons is kerk. En elkeen van u wat hier sit en elkeen daar buite wat in 'n verhouding met Jesus Christus staan, behoort aan die kerk. So net nou dan gaan die kerk huis toe en die kerk gaan in die wêreld in. En daar waar jy vanaand is, daar by jou gesin en vanmiddag, is die kerk, is daar om die etenstafel by mekaar. Die kerk gaan nou die partytjie, die geselligheid. Die kerk is daar, ons kan nie praat oor die kerk by die geselligheid, dan praat ons oor die kerk. En as ons nou, hier is nie die kerkie, maar die kerk is daar. So ek hoop u verstaan daardie gedagte wat ons bely in ons belydenisskrifte en waarvan ons NG Kerk ook deel is, om te sê, dit is die kerk, dit kan nie anders nie. En ons is nou hier aan die einde van die lydenstyd. Dit is vandag die 7de Lydenssondag en hierdie week wat nou oploop na Goeie Vrydag toe, is dan nou die 7de Lydensweek, waar ons nou in hierdie tyd in die besonder daarop fokus en mekaar daaraan herinner, dat die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het, dat hy die lig in ons lewens laat deurbreek het, dat hy ons Godsin gemaak het. Ons kan dit nie uit onsself uit wees nie, ons kan nie uit onsself uit geloof hê nie, ons kan nie uit onsself uit ons tot God bekeer nie, as die Here Jesus Christus nie deur sy Gees in ons harte gewerk het nie. Dis hy wat sy kerk versamel. En om hierdie kerk te kan versamel, om sonder mense by die heilige God te kan bring, moes hy sy lewe gee. Vir elkeen wat geroep is, en elkeen wat kerk is. Toe hy daar aan die kruis gehang het, het hy as mens wat gelei het en gesterf het hy ook daar gehang na sy godheid, wat alles weet. Ons het in die foto met ons gesê, in die begin was die woord en die woord was by God, en daar het niks tot stand gekom wat nie deur die woord tot stand gekom het nie. So die Here Jesus in sy godheid was reeds by die skepping, hy was voor die skepping was hy daar gewees. So sy grootheid saam met die Vader en die Heilige Gees, is dat hy al hierdie dinge wat ons eenvoudig aan verstom in hierdie skepping, dat hy dit alles gemaak het. En daarom, in sy almag, het hy ook vooruitgesien. In sy almag, wat sonder grense is, het hy jou gesig voor hom gesien, toe hy daar aan die kruis gehang het. Nie 'n va massa nie, maar individuele mense vir jou. Jesus het daar aan die kruis gesien, dat wat hy doen, wat hy nou doen, is vir jou. Is om vir jou deel te maak uiteindelik van die mense wat aan God behoort. Die Griekse woordjie in die Nuwe Testament, wat ons in Afrikaans vertaal met kerk, is die Griekse woordjie kyriake, en dit is eintlik maar basies twee woorde wat saamgevoeg is. Kyrios beteken, dit is is Here, en kyriake beteken dan is die wat aan die Here behoort. So dis wat die kerk is. Die Nuwe Testament het reeds so daarvan gepraat, die Here se mense. So dis ek en jy deur die genade van die Here. Nou wanneer ek terugdink oor my lewe, en miskien kan ek u op 'n manier probeer saamvat, om bietjie terug te dink oor die pad wat u gekom het tot hier vandag, waar u hier in die kerkgebou saam is, om die Here te aanbid. Miskien kan u saam terugkyk en kan u sê, dat daar 'n tyd en 'n moment in die lewe was, waar daar dalk 'n radikale omkering gekom het, dat daar dalk selfs 'n radikale bekering plaasgevind het, waar jy jou
tot God gekeer het deur sy genade, of liewer, kom ons stel dit reg, dat God deur sy genade aan jou lewe geraak het, aan jou hart geraak het, en jou tot hom gebring het. Sien, dis die fondament vir die kerk. Dis die definisie vir die kerk, is die wat aan die Here behoort. So as daar nie in jou lewe op een of ander manier daardie gewaarwording is, of was, dat hier het iets tussen jou en Jesus Christus gebeur, dat hy sy hand op jou lewe gelê het, en dat hy jou syne gemaak het, is jy dan eintlik per definisie nie die Here se nie, en op daardie manier dan ook nie eintlik deel van die kerk nie. So 'n mens kan aan die NG Kerk behoort, en jy kan deel wees van hierdie versameling van mense, hierdie sigbare versameling van mense, terwyl jy eintlik dan nie deel is van die meer onsigbare kerk nie, en dit is diegene wat dan nou waarlik aan die Here Jesus Christus behoort. Nou natuurlik, vir een mens is daar 'n moment. Ek kan terugdink aan 1 April 1969. Dis nie nodig om 'n datum te hê nie. Daar's miskien baie van u wat hier sit, wat glad nie so 'n ervaring gehad het van so 'n moment in die lewe nie. Maar daar was net mettertyd hierdie besef en hierdie gewaarwording oor 'n periode van tyd, dat ek behoort aan die Here. Op een of ander manier, ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe nie, het die Here sy hand op my lewe gelê en het hy my syne gemaak. Is ek deel van die ware kerk van die Here Jesus Christus? En ek dink as u nou saam met my terugkyk op die lewe, dan sal u miskien ook bereid wees om vanmôre te sê dat in u lewe is daar nie 'n groter heerlikheid as hierdie besef dat jou sonde vergewe is. En die sondes wat jy elke dag nog weer doen, en partykeer sondes wat jy reeds bely het, al hoeveel keer bely het, nog 'n keer en nog 'n keer doen, dat jy kan lewe vanuit die lig, die lewe wat in jou lewe gekom het, en oor die vergifnis en die genade van die Here kan ervaar. Die ou kerkvaders, toe hulle geworstel het met die regte verstaan van die Bybel, meer as 500 jaar gelede, het hulle sommer heel aan die begin die vraag gevra in die Heidelbergse Katekismus, baie van u dalk nou ook nog met die kort begrip van Gardner gekatkeseer, en u moes die antwoorde uit die kop uit geleer het, daardie tyd, die vraag wat gevra word, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En die vraag veronderstel sommer al klaar, dat daar is net een troos. Daar's nie 'n klomp goed, wat alles bydra, dat jy gelukkig, soos wat die antwoord sê, gelukkig kan lewe en sterwe nie. Daar's net een ding. Daar's net een troos. Daar's net hierdie een ding in die lewe wat maak dat jy gelukkig kan lewe. Ongeag die omstandighede, ongeag wat met jou gebeur, want dit is die res van die antwoord om te sê, en dat ek kan weet, dat sonder die wil van my hemelse Vader, daar nie 'n haar van my hoof val nie. Nou natuurlik is dit 'n baie moeilike debat daarin. Dit is 'n vraagstuk in die kerk oor die eeue heen, en in ons eie lewens ook. Partykeer wat dinge gebeur wat jy kan sê, dank die Here daarvoor. Die Here het hier in my lewe ingegryp. Die Here het hier op 'n wonderbaarlike manier voorsien. Geen mens kon dit so beskik het dat dit so gebeur het nie. Dis van die Here af. My ou stukkie herinnering van die bakens langs my lewenspad, my ma of my pa of niemand kon dit so beplan het nie. En daarom is dit vir my iets wat van die Here af is. En so in u lewe ook, baie dinge wat ek vandag kan sê, dis van die Here af. Ek het dit oor beleef. Maar dan was daar ook in u lewe daardie momente wat jy intens geworstel het, en miskien worstel op die oomblik, en sê ek verstaan nie die Here nie. As hy dan in beheer is van alle dinge, dan kom hierdie vrae by my op. En as ek die psalms lees, dan sien ons ook hoe die psalmdigters daarmee diep geworstel het, en gevra het, Dawid, Psalm 22, my God, waarom het jy my verlaat?
Waarom voel ek so leeg? Waarom bid ek teen die plafon vas? Waarom hoor U my nie as ek tot U roep nie? Daardie toestand van totale moedeloosheid. En dan ergens aan die einde van die Psalm, dan roem Dawid daarin dat God nog dieselfde God is wat hy ook vir sy voorvaders was. So hierdie spanning as dit ware in 'n mens se lewe, aan die een kant hierdie troos, hierdie vastigheid, hierdie hoop wat jy het, hierdie wete dat jy aan die Here behoort, en dan partykeer ook sommer net weer daardie twyfel, het die Here vergeet van my, het die Here my een kant toe gestoot, het ek iets verkeerd gedoen, en is vrae waarop daar nie antwoorde is. Jy ken ons die boek van Job, jy weet hoe Job geworstel het met daardie vrae, en op die ou end toe die Here nou 'n spreekbeurt kry, in Job se betoog tussen hom en sy vriende, het die Here nie een van Job se vrae beantwoord nie. Die Here het eintlik net vir Job gesê, Job, ek is God. Ek het alles gemaak. Ek hou alles in die holte van my hand. En later, in die Here Jesus, het dit ook nuwe betekenis vir ons gekry, waar hy daar aan die kruis gehang het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Na sy mensheid was hy verlate van God. Die eerste en die enigste mens so ver wat verlate van God was. Selfs ongelowiges, laat die Here sy son oorskyn, laat hy sy reën val, laat hy die plante groei, laat hy hulle floreer, finansiëel, fisies, gesondheid, al die dinge wat oor hulle kom. In 'n sekere sin eintlik geen onderskeid tussen gelowige en ongelowige in terme van God se teenwoordigheid by die mens nie. Natuurlik, ek sal nou daarby kom, is daar 'n verskil. En die Here sê in hierdie omstandighede vir ons, dat vir sy disippels, voordat hy daar aan die kruis gehang het, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding. En dis die troos. Maak nie saak of die hare van jou kop val nie. Die verskil tussen twee van die evangelies oor daardie verse wat sê die hare is op jou kop getel, en dan sê die een evangelie sê daar sal nie 'n haar van jou kop val sonder die wil van die Vader nie, maar dan sê die ander evangelie daar sal nie 'n haar van jou kop val sonder die Vader nie. En miskien is dit 'n belangrike perspektief wat die evangelis gehad het in sy skrywe oor hierdie woorde van die Here Jesus. Dis troos om te weet dat jou sonde vergewe is. As ek kan terugkyk op my lewe, om te kan weet dat ek behoort aan die Here, met my swakheid, met my gebrokenheid, met my val en opstaan, met die feit dat ek die Here soms vir lang tye in my lewe as dit ware vergeet, dat my Bybel vergete bly, dat ek gebedsloos is vir lang tye in my lewe. Ek behoort aan die Here. Die dag toe jy belydenis van geloof afgelê het, was dit die een vraag wat vir u gevra is, of jy glo dat jy aan die Here behoort. En elkeen wat hier sit wat 'n lidmaat is, het daardie dag in die teenwoordigheid van baie getuies gesê, ja, ek glo dat die Here Jesus Christus my saligmaker, my verlosser en my Heer is. Deur die Heilige Gees wat by ons woon, wat die Here oor sy kerk uitgestort het, is hy elke dag en is hy elke tree by jou en my. Is daar in die grootste hartseer, in die grootste verlies, in die grootste ontnugtering wat ek beleef, in die grootste finansiële krisis, as ek op die ou end deur al hierdie goed geworstel het as mens, dan deur die Gees kom ek uiteindelik by daardie punt uit, om tot troos en tot rus te kom. Al is ek gestroop van alles wat ek het, alles wat vir my dierbaar is en goed is rondom my, van my af weggevat, het ek daardie troos hier binne-in. Daar's net een troos. Want jy sien, jou gesondheid,
jou goed, jou geld, kan van jou af weggevat word. Maar jou verlossing, die feit dat jy gekoop is deur die bloed van Jesus Christus, kan niks en niemand van jou af wegvat nie. Paulus in Romeine 8 het 'n hele woord daaroor waar hy sê, geen hoogte, geen diepte, geen laagte, geen dood of lewe kan ons van die liefde van die Here Jesus Christus skei nie. So ek hoop dat daar in jou hart vandag iets van hierdie gewaarwording is wanneer jy terug oor jou lewe kyk. Iets van die gewaarwording is van die teenwoordigheid en die genade en die liefde en die vergifnis van God vir jou. Dat jy getroos is. Dat as jy soms daai troos verloor, dat die Here jou weer en weer terugbring by daai troos. Maar die feit dat ek hierdie troos het konsekwensies in my lewe. Die feit dat ek nie meer aan myself behoort nie, maar dat ek gekoop is, bring bepaalde verantwoordelikhede vir my mee. En dit dink ek is dit wat ons vanoggend hiervan gelees het. Wat Abraham daardie roeping van die Here ontvang het. Ons teksvers: in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham, ek gaan vir jou seën. Ek gaan elkeen wat jou seën, gaan ek ook seën. En jy en jou nageslag sal uiteindelik tot seën wees vir ander. So as jy die troos het, dan is die troos iets, hierdie ware troos binne in jou is iets wat nie vir jouself gehou kan word nie. Dis 'n troos wat moet uitborrel en wat moet uitgedeel word aan ander. En as jy dit nie in jouself beleef, emosioneel of geestelik, dat jy so 'n borrelende persoon is nie, want baie min van ons beleef, dink ek, hierdie regte borrelendheid binne in ons, dan is dit ten minste 'n besef wat van ons gevra word. Dat ons iets sal verstaan daarvan, dat ons wat troos het, dat ons daardie troos onmoontlik vir onsself kan hou. Dat die Here Jesus Christus, toe hy daar aan die kruis gesterf het, nie net jou gesig voor hom gesien het en my gesig voor hom gesien het nie. Dat hy agter ons verby gekyk het, dat hy ander gesigte gesien het. En dat hy vir ons tot seën is. Dat hy vir ons as gemeente saam tot seën is. 75 jaar word een van die dae gevier, die bestaan van hierdie gemeente, en ek glo, as hierdie gemeente ook kan terugkyk, is daar vele momente en vele dinge waarvan getuig kan word, waar God 'n werklikheid, 'n stuk realiteit in hierdie gemeente was. Waar hy daar was vir hierdie gemeente, vir die mense in hierdie gemeente. So die NG Kerk Hartswater is ook geseën, soos Abraham, om tot seën te wees vir al die volke van die aarde. Dis iets wat soos 'n goue draad reg deur die Bybel loop. Paulus maak eintlik vir ons hierdie vers wat verwys na God se belofte van seën aan die volkere deur Abraham, maak Paulus eintlik vir ons glashelder in Galasiërs 3 vers 8. Hy sê die skrif het vooruit geweet. In die Ou Testament was die profetiese woorde reeds daar van dit wat kom. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, Abraham se nageslag, die Jode, dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek, die troos vir hulle sou gee as hulle glo.
En daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die volke van die aarde geseën word. Vers 9. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. In Jesus is daai seën, belofte van seën aan Abraham vervul. Abraham is geroep weg van sy land af. Daar's vir hom gesê, daar sal vir jou 'n land gegee word. Hy het na daardie land toe getrek, maar die land het nooit aan hom behoort nie. Hy was 'n vreemdeling in die land. Hy het van plek tot plek het hy met sy tente rondgetrek. 'n vreemdeling in 'n land wat aan hom beloof is. En so het Abraham doodgegaan. Die belofte van 'n land is nooit vervul nie. Die feit dat hy en sy nageslag, wat hy amper nie gemaak het nie, was dit nie vir God se goddelike ingryping toe hy 100 was en Sarah 95 was nie, dan was Isak ook nie daar nie, dan was daar nie regtig 'n nageslag vir Abraham en Sarah hier nie. Abraham het min gesien van die seën vir die volkere. Toe hy in Egipte was, om die waarheid te sê, toe hy daar tot seën moes wees, het hy die mense, die koning in Egipte het hy belieg, want hy was bang die koning vat ou Sarah hier, kan jy dit nou glo, hier lekker in haar 70's, was sy nou nog so mooi gewees, en so oulik, dat 'n ander man sou dink, maar die koning sou dink, hier is 'n nommer. En dat hy nou vir haar na die paleis toe geneem het. En uiteindelik is Abraham die land uitgesit, omdat hy in plaas daarvan dat hy seën gebring het hy amper vloek gebring oor die koning van Egipte. So Abraham het die seën wat aan hom beloof is vir volkere, het hy ook nie lekker beleef nie. Maar as ons kyk deur die Bybel, die Ou Testament, die geslagslyn waarvan Matteus hoofstuk 1 vir ons 'n hele uiteensetting gee, hoe die Here Jesus uit die geslag van Adam en uit die geslag van Abraham en uiteindelik uit die stam Juda en uiteindelik deur Dawid, hoe die Here Jesus Christus gebore is, die verlosser. En waar die Ou Testament so nou gefokus was op die Jode, op die Israeliete, gebeur daar iets in die Nuwe Testament met die opstanding van die Here Jesus Christus, dat die betrokkenheid van God by die nageslag van Abraham oopbreek vir die heidene nasies van daardie tyd. En skielik is dit nie meer net Jode nie, maar soos wat ons hier gehoor het, wat Paulus aan die Galasiërs sê in hoofstuk 3, skielik is dit nou heidene, wat op die ou end glo in die Here Jesus Christus, wat verlossing en wat troos ervaar in die Here Jesus Christus. Is die belofte wat die Here Jesus Christus aan sy disipel, die opdrag wat die Here Jesus Christus aan sy disipel sê, gaan doop die mense, gaan preek vir hulle, laat hulle tot bekering kom, en kyk, ek is by julle al die dae van julle lewe, gaan, nie, julle het die troos nou ontvang nie, julle is nou getroos, julle behoort nou aan my, julle is nou my kinders, julle is vergewe, julle beleef my teenwoordigheid, my goddelike ingrype in julle lewe van tyd tot tyd nie, maar gaan. Jerusalem, gaan na die Jode toe, hier naby julle, maar ook Samaria, die baster Jode, hulle wat as sy skaduwee op jou val, wat jy as so vuil beskou, dat jy net omdat sy skaduwee op jou geval het, jou haas om huis toe te gaan, soos 'n ma wat die kind op haar skouer gebraak het, toe sy besig is om inkopies te doen, en haastig, so gou as moontlik by die huis kom, om net skoon te kom en skoon aan te trek. Gaan na die Samaritane toe, gaan na hierdie vuil mense toe, gaan na hierdie verwerplike mense toe, wat julle beleef. Gaan deel die seën uit. Judea, die distrik, eintlik is dit nou andersom, dis Jerusalem en dan Judea, nie net Jerusalem nie, dan die provinsies, nog Jode, en dan Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. So jy sien, Jesus se opdrag aan sy kerk,
die geroepenis wat hy versamel het rondom hom, die begin van die kerk, was nie gewees om ergens te gaan sit en net kerk te wees, en jou te verlustig in kerk wees nie. Maar om kerk te wees, 'n integrale deel daarvan, is om te gaan uitdeel, om die seën te laat uitgaan na ander mense toe. In Handelinge lees ons dat hulle dit gedoen het, en ons lees dat daar daagliks gelowiges gevoeg is by die gemeente. En ons beleef half die omgekeerde. Toe ek hier gekom het in 1992 Oktober, het ons een diens gehou, wat die kerkraad het een diens besluit. Ek dink dit was so omtrent die 3de Sondag gewees, leier ouderling op daardie stadium, Herklas Kreer, wat hy sê, dit kan nie so aangaan nie, want die mense draai by die kerk deur om, want hulle kan nie inkom in die kerk nie. En nou lyk dit vir my, na 28,5 jaar, nou goed, COVID het nog, hy help nou lekker sterk, nie? Maar ek dink, Piet Preller, en Ampie Brits, en Maarten, en ek, het het baie goed reg gekry, om die ouens uit die kerk uit te preek, in plaas van om hulle in die kerk in te preek. Maar natuurlik het die gemeente ook verklein, van op daardie stadium, in 1992, was ons amper 1800 siele gewees, soos ons sê, doop en beleidende lidmate saam, en ons vir 2 jaar die 2 dienste gehou, en toe begin dit nou inskop, laat die ouens nou nie meer so graag hiernatoe wil kom nie. So ons, terwyl die Nuwe Testamentiese kerk iets beleef het, van 'n groei van mense, wie se lewens daagliks verander is, wat vir Jesus Christus as Here ontmoet het. Dit het nie gegaan oor ek behoort aan die kerk, jy behoort aan daai kerk, en ons is redelik gerus, ons gaan Sondag kerk toe, ons gaan om iets te ontvang vir onsself, sodat ons weer gevoed deur die week kan gaan, ons. Dit was nie die kerk van die Nuwe Testament nie. Die kerk van die Nuwe Testament was in 'n sekere sin, julle daar buite, want die kerk het na die wêreld toe gegaan. As jy die geskiedenis van die kerk gaan kyk, dan was dit omtrent vir 300 jaar wat die kerk so radikaal gegroei het. En dan is dit eers weer, dan het daar 'n totale insinking gekom in die kerk onder die Rooms-Katolieke kerk, amper 'n reguit lyn wat die kerk feitelik nie gegroei het nie, tot hierso in die 18e en die 19e eeu toe daar die nuwe ontwaking was. Die kerk het nie belang gestel om die evangelie uit te dra na buite nie. Daar het sendinggenootskappe ontstaan buite die kerk. Kliks buite die kerk. Mense wat aan die Here Jesus Christus behoort, wat iets gesnap het en iets verstaan het daarvan, dat die kerk wees behels gaan. En toe die kerk radikaal, het die kerk weer begin groei. En hy groei nog steeds. Maar hy groei nie by ons nie. Hy groei nie in Suid-Afrika meer nie. Want sien, die kerk in Suid-Afrika het gegroei by wyse van geboortes. Die NG Kerk het gefloreer en het gegroei by wyse van geboortes, want daar was nog ouens gewees wat geglo het in kinders. Maar nou, dit moes nou ook al meer afgeplat. Julle ken mos nou almal iemand wat daarom al 16 gemaak het, 16 kinders. So, hulle kan bietjie gebring het. En so die NG Kerk gegroei, sommer so met getalle. Ons het 'n gesinnetjie daar op Tsabong wat om een of ander rede uitbeweeg het uit die kerk uit, maar hulle kom altyd laat by die kerk, so dat as jy nou al 'n bietjie besmoedig as predikant, want dan is die kerk nou nie heeltemal so vol op die Sondag nie, maar as die gesin kom, dan is daar sommer so 'n verligting, want is so wat so in die kerk inkom, en boeps, daar groei die kerk, groei hy weer. Maar nou het ons opgehou met die kinderstorie, of bietjie afgeplat, of wat ook al. Nou groei die kerkie meer nie. Nou gaan hy agteruit. Baie ander redes ook, nee. Julle, my kinders wat hier sit, is nie altyd noodwendig meer in die NG Kerk nie. Die NG Kerk, as jy vir hulle vra, hoekom, dan sal hulle sê, daar gaan niks aan nie. Hulle wil daar wees, waar iets gebeur. En daar waar hulle veral is waar daar beweging is, na buite die kerk. Waar daar iets gedoen word in die gemeenskap, waar daar uitgereik word, na buite.
In Afrika groei die kerk uit sy sokkies uit. Charismaties, ja. Charismaties, baie dwaalleer, maar ergens is daar die evangelie van Jesus Christus. En soos Paulus geskryf het, ek dink is aan die Filippense wat hy gesê het, hoe dit nou ook al is, op enige manier word Christus verkondig. Al is dit nou nie die volle waarheid nie. Christus word verkondig. Mense word geraak. Mense ontdek die troos. Hulle ontdek die lig. Maar nie by ons nie. Waar staan die lig wat moet skyn? Waar is die geseentheid wat uitgedra moet word na buite? Ons hou Paasfees volgende naweek. En het herinner vir my en jou daaraan dat die Seun van God deur sy Seun voorbij jou pad gekom het. Maar het moet ook vir my en jou herinner dat die konsekwensies van die seën, die troos wat ek beleef van verlossing en van 'n God wat altyd by my is en sy hand oor my lewe hou, dat dit my plaas voor hierdie groot en dure verantwoordelikheid om dit nie vir myself te hou nie, vir my nie, privaat, hier by my. Dis mos ook as iemand vir jou vra, ken jy die Here? Gaan jy hemel toe? Dan het ek baie keer die antwoord gehoor, dis persoonlik. Dis 'n persoonlike saak. Met ander woorde, ons het undercover ouens in die kerk. Geheime agente, geheime agent Christene. Dat jy hoef nie te weet waarheen gaan ek nie. Jy hoef nie te weet of ek troos in my lewe het of nie. Dis 'n dwaling. Dis 'n skriftelike dwaling. As ek nie my persoonlike en elkeen wat hier sit as gelowige in die Here Jesus Christus, sy persoonlike roeping verstaan dat jy gestuur is na ander toe nie. Of jy nou kan praat, of kan preek, of kan getuig, of wat ook al. En of jy nou nie dit kan praat of preek of getuig nie, en jy selfs bang om hardop in die openbaar te bid, dat jou lewe sal wys wie is die Heer, die Kyrios van jou deel wees van Kyriake, wat deel wees van die kerk, dat daar iemand is wat die Heer in jou lewe is. Jou hele lewe is daarop gerig, en ander kan dit sien, hulle kan dit beleef wanneer hulle by jou kom, dat daar iets anders in jou is. Of beleef hulle maar vir my net soos wat hulle enige ander ou in die dorp beleef. Ken my naam, weet wie ek is, weet die goed wat ek droog maak, foute wat ek maak, maar hulle kan nie eintlik agterkom dat ek aan die Here behoort nie. Iemand het gesê, 'n teoloog het by geleentheid gesê, die kerk, en luister nou mooi wat het hy gesê, die kerk is die enigste organisasie, want daar is 'n element van organisasie in die kerk. Jy moet tog goed kan organiseer, anders het ons nie in hierdie gebou gesit vandag, of was hier nie iemand gewees wat dalk vir ons voorgegaan het nie. Die kerk is die enigste organisasie wat nie ter wille van sy lede bestaan nie. Verstaan dit mooi? Die kerk bestaan nie om jou te please nie. Om jou as lidmaat gelukkig en tevrede te hou. Dat jy min of meer tevrede is met alles wat in die gemeente gebeur en dat jy nie te veel goed hoef te kritiseer nie. Die kerk bestaan nie ter wille van jou nie. Die kerk bestaan, het hy gesê, ter wille van sy nie-lede. Want dis wie die kerk is. Die kerk is die gestuurde van God na die wêreld. Die kerk se fokus is na buite. So behoort dit te wees. Dan sal die kerk groei.
Dan sal die kerk 'n boodskap uitdra waaraan mense in hierdie samelewing so intens behoefte het om ware troos in hulle lewe te vind en op te hou om hulle moeg te maak en moeg te worstel en moeg te sweet om te dink dat geld en dat besittings en dat materiële voorspoed en dat gesondheid vir jou troos en vreugde in jou lewe gaan bring. Dan kan jy die valsheid van daardie illusie, van daardie leuen van die Satan, kan jy ontbloot, ontmasker as 'n leuen van die Satan. Kan jy ontdek, ons is daar vir die wêreld. As die kerk ter wille van haarself bestaan, as die kerk bestaan dat ek Sondag hier 'n boodskap kan kry, dat ek versterk kan word en dat ek weer kan aangaan met die week, ek het weer krag vir my werk en ek het krag vir my verpligtinge en ek het weer 'n bietjie krag en 'n bietjie hoop dat God by my is as ek probeer geld bymekaar maak, as ek probeer om 'n bestaan te maak in die lewe, as ek veg met my gesondheid, dan hoop ek weer dat daar het ek geestelik versterke Sondag dat die Here is tog by my, hy's tog by my in my siekte. Natuurlik is dit waar. Ek het dit vir julle gesê. Maar as die kerk ter wille van haarself bestaan, om self gebless te word, om self geseën te word deur God, maar die kerk verstaan nie haar identiteit. Dis die karakter van die kerk, dis die identiteit van die kerk, dis die vingerafdruk van die kerk wat sê, hier is die kerk. Van Jesus Christus is die kerk wat nie bestaan ter wille van homself nie, is die gemeente wat nie bestaan ter wille van homself nie, is die individuele gelowige wat nie net aan homself dink en wat hy in die lewe wil bereik en wat hy met sy lewe wil maak nie, maar wat tyd het vir sy medemens, wat tyd het om by iemand te gaan sit en met hom te kan deel, wat beteken dit om waarlik troos in jou lewe te hê. As dit nie daar is en ek bestaan net ter wille van myself en God is daar vir my in my lewe in daai goed, dan leef ek met 'n leuen. Dan is ek soos die dooie see. Die water loop in en in en in. Maar daar is nie 'n uitloop nie. En so word ek al meer dood en dood en dood. Daar's nie lewe in die Soutsee nie, daar is tog lewe, maar weet jy waar is die lewe? Daar waar die vars water onder die see uitborrel, is daar soorte tipes van organismes, sê hulle, wat daar bestaan. Net daar waar die vars water is, as hulle in die sout ingaan, dan gaan hulle ook dood. Nou, weet jy, nou vir my wat nou so sentimenteel is, nê? Probeer jy nou indink in hierdie prentjie, dat die plek, wat die laagste plek op aarde is, wat was dit, 460 meter onder seevlak. Die laagste plek op aarde, waar is dit? In Israel. Is op die grens met Jordanië, maar is in Israel. Dis die land wat God vir Abraham geroep het en gesê het, ek gaan vir jou tot seën maak vir die nasies, wat in Jesus Christus 'n werklikheid geword het. En hier in Israel is daar hierdie, as het ware, simbool van doodsheid, van totale doodsheid, omdat daar net 'n inloop is, en 'n inloop is en daar gebeur niks met daai water wat in daai see inloop nie, dit maak op die ou end alles dood. Alles gaan dood. Is dit miskien waar van die kerk? Dat die kerk sy perspektief verloor het op sy God gegewe identiteit as 'n stroom lewende water wat in jou invloei, maar wat weer by jou moet uitvloei na die wêreld toe, dat jy bestaan, die gemeente bestaan, dis ons identiteit, dis wie ons is, dis ons ID dokument, dis jou vingerafdruk, die vingerafdruk
van die ware kerk van die Here Jesus Christus is daar waar gelowiges 'n visie het na buite en uitbeweeg na buite. Ek het dit baie teëgekom dat mense die na binne gerigtheid wil belewe. Daar was ons 'n tyd gewees van die jaar 2000 af wat aanvanklik die kerkraad besluit ons moet dit doen, ons betrokke raak by Botswana. Ons moet betrokke raak by 'n kerkgebou om 'n gemeente daar te help wat nie het nie en wat nie kan nie. Wat nie deel soos ons om 'n plek te hê waar God aanbid en geloof en verheerlik kan word nie. Wat in 'n waskamertjie van iemand by die huis moet bymekaar kom en Sondag met die wasmasjien en al die goed uitgedra word en die skottels en die goed, sodat daar 'n groepie van 15 of wat mense bymekaar kan kom. Die kerkraad het besluit, daai tyd het ons gesê, ons verstaan iets daarvan dat ons moet ergens heen met ons uitbeweeg. Daar's nogal daai tyd besluit ook dat ons ook Egipte was ook op die lysie. Ons het vir mekaar gesê, kom ons kies as gemeente, wil ons by Botswana betrokke raak of wil ons by Egipte betrokke raak? En daar was 'n stemming in die kerk gewees. En die gemeente het gestem, ons raak by Botswana betrokke. Maar dit was so 2 of 3 jaar wat ons daar betrokke was. Toe is daar 'n sweepslag effek. En toe raak het vir ons die mees onbesonde ding wat bestaan, dat ons betrokke kan wees by 'n gemeente in Botswana wat nie het nie. Wat 'n sukkelende bestaan voer om ook kerk te kan wees. Toe wil ons niks meer daarmee te doen nie, en ek weet tot vandag toe nog, is daar lidmate in die kerk wat ontevrede en ongelukkig voel daaroor, op een of ander rede, dat ek nou nog op 'n manier daar betrokke was, en dat Hartswater gemeente nog vir my gehelp het om my pensioen in stand te hou, om my medies in stand te hou, en van tyd tot tyd te help met voertuiguitdagings. Ontevrede daaroor, want dit wat invloei na ons toe, die seën van God wat invloei na ons toe, mag nie uitvloei na buite die gemeente, na Judea en Samaria en die uithoeke van die wêreld af nie. Ons wil dooie see wees. Dit moet invloei na ons toe. Ek is baie in daardie jare voor ek Botswana toe gegaan het, beskuldig daarvan dat elke preek, soos vandag, ek sluit nou lekker af op dieselfde manier, dat elke preek wat ek preek is 'n sendingpreek. Ek kon later nie verstaan nie, want dan preek ek oor liefde wat ons vir mekaar moet hê, dan was dit ook 'n sendingpreek geweest wat ek gepreek het, as ons mekaar moet lief hê, want sien, dan is dit nie nou meer jouself, jy moet uitvloei, net na jou buurman toe, wit, Afrikaans, nog 'n boer, nog 'n besigheidsman, dit moet uitvloei, nee, dis hierso, moenie uitvloei nie, dis ook sending. Ek het in daai tyd, was daar baie keer wat ek gehuil het. Nie oor die feit dat vir die kritiek, wat jy gedurig deur oor 'n paar jaar lank van moes hoor nie. Maar oor die wanpersepsie van wat kerkwees is. Ek onthou een Sondag na erediens, het ek hierso gestaan, net hierso. En wat een van die ouderlinge my aangevat het, oor die betrokkenheid. Ek was daai tyd nog hier predikant, ek het alles hier gedoen, as ek Botswana toe gegaan het, daai tyd het ek verlof gevat. Kerkraad het my nie gestuur nie, hulle het nie reiskoste betaal nie, of kos gegee, of enige iets nie, maar as ek met my verlof soontoe gaan, dan was dit fout. Ek het hier gestaan, die ouderlinge daar gestaan. Ek het uiteindelik onbeheerst in trane uitgebars. Dat die kerk van die Here so 'n gesig kan hê. God dank, daar het weer 'n ommekeer plaasgevind, en uiteindelik was die gemeente op 'n wonderlike manier betrokke. Uiteindelik, toe ek te kenne gee dat die Here vir my Linda roep om soontoe te gaan,
het die kerkraad van hulle kant af besluit en gesê, maar ons wil op 'n manier betrokke wees. Ek is hier uitgestuur op 'n Sondag as gestuurde van die gemeente, in lyn met die skrif, in lyn met die vingerafdruk, die identiteit van die kerk, gaan dra die seën uit, teen watter prys dit ook al mag wees. Vir jou 'n persoonlike prys, vir die opgee van alle sekuriteite, aardse sekuriteite wat jy jou lewe gehad het. Maar ons is ook op 'n manier betrokke. Ons gaan saam met jou. Maar nou gebeur dit dat 'n gemeente op die ou end ook worstel met die goed waarby ons almal worstel. Finansiële uitdagings, finansiële krisisse. En waar is dit waar ons die eerste plek kyk waar ons kan besnoei om ons begroting te laat klop? Ons begroting te laat klop. Ons wat besluit wat moet gebeur en wat nie gebeur nie. Nie God wat besluit, God wat vir ons sê waar en hoe en wat gedoen moet word en ons val in by hom en sy gestuurdheid van ons nie. Nee, ons. En wanneer ons op die ou end dan gaan sit en ons werk deur 'n begroting, dan werk ons nie deur 'n begroting soos mense wat deur die Here geseën is en wat weet dat hulle die seën moet verder uitdra nie. Dan werk ons met God se geld asof dit 'n besigheid is. Suiwer besigheidsbeginsels. Waar moet dit begin? As ons hier die seën moet beleef, maar ons moet daardie seën ook uitdra na buitentoe, waar besnoei 'n mens? Daar waar jy bereid is om self 'n offer te betaal. 'n Offer te bring ten einde uiteindelik gehoorsaam te wees aan die Here. Die tyd wat ek daar was, en ek gaan nie hoegenaamd nou nie daarmee verveel nie. In die 11 jaar het daar baie dinge gebeur. Nie omdat ek daar was in die eerste plek nie, maar omdat die Here gewerk het. En ek glo ook die Here gehoorsaamheid aan hom geseën het. Was daar groei in die lidmaattaal op Tsabong van omtrent seker naby 30%. Het daar ECD skooltjies tot stand gekom dat ongeveer 100 kindertjies, voorskoolse kindertjies per jaar na die skool toe kan gaan, bietjie meer voorbereid, 'n bietjie meer skoolryp. En ons die terugvoer kan kry van skoolhoofde af om te sê, daar's 'n enorme verskil tussen hierdie kindertjies wat deur die ECD skooltjies gegaan het. Om waarheid te sê, Hartswater dra nog elke maand 'n bedrag by, 'n verminderde bedrag nou, vanweë ons eie uitdagings. Maar nietemin 'n bedrag vir een van daai skooltjies om dit net moontlik te maak dat hulle op 'n manier kan aangaan. Konferensies het tot stand gekom, vroue konferensie op Boksputs, jaarlikse Tsabong Missional Conference, dat verandering in die Breë Kerk op ringsvlak, op synodale vlak plaasgevind. Rolle wat daar gespeel is, om deel te wees van 'n nuwe kerkorde vir die kerk in Botswana, om deel te wees van 'n beplanning om predikante beter teologiese toerusting te kan gee, om vir teologiese studente beurse te kan voorsien. Is daar nuwe opgeleide kerkleiers by die Nehemia kursus? Is daar 'n positiewe bankbalans waar daar nie 'n rekening was nie, 'n bankrekening of 'n posrekening? Is daar 'n 6-syfer bankbalans? En dan 'n persoon wat nou Kosie sal nou onthou by ons kerkraadsvergadering so 2 Sondae terug. Ouderling op Boksputs wat vasgevang was in die greep van alkoholisme. En na 'n gesprek wat ons saam gehad het,
hierdie radikale ommekeer wat daar plaasgevind het, van nou ongeveer 9 jaar reeds, wat hy droog is, as alkoholist, wat hy leiding neem in die kerk, wat hy getrou sy verantwoordelikhede nakom. So al was dit net vir hom, vir julle wat daar betrokke was, vir my wat daar betrokke was, dan het ons gegaan, en dan het ons seën gebring, na ten minste net een mens toe. So ek wil vanmôre vir u vra, as gemeente, met my swanesang, hierso, na die 28,5 jaar, ek weet, miskien gaan jy nog een of ander tyd sê hier op 'n vakansie naweek, wanneer daar nie veel mense in die kerk hoef te wees, julle gaan dalk vra, Martin gaan met afnaweek, of wat ook al, dat ek dalk, miskien, ek weet nie, weer hier preek. Maar ek wil vanmôre vir julle as 'n gemeente vra, moenie mislei word deur wêreldse politieke en finansiële uitdagings nie. Gehoorsaam die skrif. Met almal wat ek nog gepraat het, wat negatief was oor die uitgestuurdheid van die kerk, kon niemand met 'n teksvers na my toe kom en sê, Dominee, ons is besig om verkeerd te doen voor die Here, die woord van die Here sê sis, of die woord van die Here sê so nie. Nie een nie. Nie een teksvers nie. Ja, baie emosionele woorde, baie emosionele eie persepsies, baie politieke persepsies, wat diep gewortel in ons almal, ek sukkel ook nog daarmee, diep in ons gewortel is. Maar nooit kon iemand met 'n skrifwoord sê, dat die roeping en die taak van die kerk is sy gestuurdheid. Dis sy identiteit. As jy nie die gestuurdheid van die kerk leef, en dit is nie, dan is jy, soos wat oorlede professor Johan Heinz gesê het, dan is jy per definisie nie kerkie. Want die definisie, die identiteit van die kerk, is julle gestuurdheid. Baie dankie vir julle betrokkenheid oor 11 jaar heen. Baie dankie vir individue in die gemeente, wat van tyd tot tyd, of selfs maandeliks, 'n bydrae gemaak het tot ons persoonlike versorging, maar ook vir diesel, vir wiele, en om die woord te kon bedien. Ek het dit in die 11 jaar, ek kan nie onthou wat op die ander voertuie was nie, saam met dit, is dit seker nog naby aan ja, dit is meer as 100,000 nog by. Maar met die bakkie wat Hartswater gemeente tot ons beskikking gestel het, van 2015 af, 2015 se begin, in die 6 jaar, is daar 204,000 kilometer gery. En is daar iets van die gestuurdheid van u kant af, het op daardie manier sigbaar geword. Dankie daarvoor. Dit was nou nogal, is nog steeds vir my bietjie emosioneel en half traumaties, amper of ek daar moes gebly het, maar toe ek in Kosie nou, Vrydag aand, toe ek nou terugkom, my laaste terugkom nou, na Suid-Afrika, na Brandfort toe, toe in Mafeking, daar is die streep op die pad nie, daar is die waarskuwingstekens nie, toe is daar nou 'n robot wat se ligte dood is, en as die straatligte is ook dood. En verskielik verander die baan voor my in 'n Hyundai bakkie. En nou sê ek jammer om nou vir u te sê, na 205,000 kilometer wat die Here sy hand oor my gehou het, en honderde, as dit nie duisende beeste is in die nag, ongelukke vir my is nie, wat ek nou jammer sê, die bakkie lyk nou nie meer dieselfde nie. Maar hy is daarom verseker. Baie dankie Hartswater gemeente, dat daar iets van hierdie seën
wat die Here julle gegee het, dat julle iets van daardie seën uitgedra het. Maar mag die Here gee dat julle vanmôre se woord mag onthou. Wees versigtig om nie julle identiteit te verloor nie, want die resultaat daarvan is doodsheid in die kerk. Die resultaat daarvan is 'n dooie see. Mag die Here gee dat julle in lyn met sy opdrag julle gestuurdheid sal behou. Hemelse Vader, ag Here, hierdie goeters is goed wat ons baie diep mee worstel. Ons sukkel daarmee want in onsself is ons fokus so op ons lewe en die bestaan wat ons moet maak en ons kinders en die toekoms van ons kinders en die toekoms vir ons in 'n donker land waar dinge vir ons voel, dit gaan al meer agteruit en dit raak al meer negatief. En ons moet worstel om nog 'n staanplek in die samelewing te hê. Ja, Here, met al ons aandag en al ons energie wat daarin gaan, bely ons vanmôre dat ons perspektief verloor op wie ons is. En is dit die gebed van ons hart dat U Heilige Gees ons nuut, weer 'n keer nuut sal maak. Dat die wedergeboorte wat die Heilige Gees in ons lewens ingebring het, dat dit weer nuut sigbaar sal wees. Ons andersheid as die wêreld, ons anders denke as die mense van hierdie wêreld. Ek bid dit vir hierdie gemeente. Ek bid dat deur U genade, Here, hierdie gemeente, dat hulle uitgestuurdheid sal vasgryp met alles wat hulle het. En dat hulle daardie uitgestuurdheid sal lewe. En dat hulle die ervaring mag hê, dat in plaas van vermindering en agteruitgang van lidmate en finansies en wat alles daarmee gepaard gaan, Here, wil U gee dat daar weer in hierdie gemeente groei sal kom. Omdat hierdie gemeentelede wat vanmôre hier sit en wat dikwels Sondag hier sit, omdat hulle vandag uitgaan uit hierdie kerkgebou uit, omdat hulle 'n visie het, dat hulle die troos, die lewe, die genade, die seën in Jesus Christus, dat hulle dit moet deel met mekaar, in hulle families, in hulle gesinne, met hulle kinders, met hulle werkers, met die wêreld, met die gemeenskap, hier in Hartswater, en beyond Hartswater. Ja, Here, dat dit 'n gemeente sal wees met 'n visie, en met 'n roeping, 'n gemeente sal wees wat bereid is om self swaar te kry op materiële gebied, sodat hulle net gehoorsaam kan bly daarvan om hulle gestuurdheid, hulle karakter te kan leef. Hoor ons gebed in die naam van alle name, in die naam van die Here van die kerk, Jesus Christus, ons Verlosser en Heer. Amen.